Goeiemôre. Ek moet miskien net weer eens sê, en ek kan dit eintlik elke keer sê, ons is hier in die Lourensfort landgoed, 'n pragtige plek, pragtige dag, goeie omstandighede, ons is so bevoorreg om hier vandaan die opnames te kan uitstuur. Vandag praat ek dan weer met jou oor die Heilige Gees, na aanleiding van die apostoliese geloofsbelijdenis, se verklaring rondom die Heilige Gees, en ek konsentreer op die taak van die Heilige Gees, soos wat dit in die belydenis neergepen is. Ons lees dat hy die een is wat die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, en ons in die hele waarheid lei. Hierdie verklaring het Jesus self gemaak. Johannes 14 is dit wat hy oor die Heilige Gees sê. Hy verklaar dat die mensdom van sy toestand nie noodwendig oortuig gaan word net deur Bybeltekste en prediking en persoonlike werkers en die nie, maar die Heilige Gees. En ek dink dit is vir ons as gelowiges 'n baie belangrike aspek om te onthou. Die taak van die Heilige Gees is sy taak. Dit is nie ons taak om mense te oortuig nie. Dit is nie ons taak om mense te verander nie. Dit is die werk van die Heilige Gees. Hy is die een wat vir 'n mens kan laat besef dat hy 'n behoefte het aan 'n verlosser, dat hy sonde het wat vergewe moet word, en dat daar 'n oordeel wag vir mense wat nie hulle saak met God regmaak nie, dat God verwag van mense om 'n lewe van regverdigheid en geregtigheid te leef. En alles word eintlik saamgevat in die term, ons word deur hom in die hele waarheid gelei. Hy leer ons die hele waarheid. Die waarheid van goed en sleg. Die waarheid van die liefde van God en die oordeel. En die feit dat ons in hierdie bestaan, in hierdie verhouding wat ons het met die drie eenheid, deur die Heilige Gees, eintlik in alles geleer word, alles gelei word, wat van ons kan maak wat God wil hê ons moet wees. Ons moet dus gehoorsaam wees aan die Heilige Gees. Die Here Jesus sê, die Heilige Gees sal dit doen. Dit is nie noodwendig Bybelversies nie, laat ek dit weer sê. Dit is die Heilige Gees wat dit doen. Kom ons wees dankbaar daarvoor. Mag jy 'n wonderlike geseënde dag hê.